kinders. 1, 2, 3, 4, 5, baie. Ja, ons is so 'n gelukkige kerk. Weet julle, dit is wat hoe 'n mens kan sien, 'n kerk is 'n ryk kerk. Is as hulle al die kindertjies so vorentoe roep en daar's so baie kinders. 'n Mens voel so bevoorreg om in 'n kerk te wees met so baie kinders. Nou vandag se storie gaan oor Betty. En Betty is 'n vuurvliegie. Nou Betty is nog net 'n ou baba vuurvliegie. So haar stertjie het nog nie begin blink nie of skyn. Weet julle wat 'n vuurvliegie? Het julle al 'n vuurvliegie gesien? Het julle? Oh, ek weet ons het wurms wat ook so blink. Ek het baie lanklaas 'n vuurvliegie gesien. Ja. Ja, toe blink hy nou nie meer nie. Hulle blink net as dit so mooi donker is, dan blink die vuurvliegies. Nou Betty mag nog nie uitgegaan het in die aand nie. Jy weet, dis ons nou wanneer vuurvliegies uitkom. Het help nie, hulle kom uit in die dag nie. Net mamma en pappa het uitgegaan. Hulle het vir Betty gesê, Betty, jy's nog te klein. Jou stertjie blink nog nie of skyn nog nie. Jy moet nog by die huis bly. Dan bly sy nou maar by die huis, hy het nie uitgegaan nie. Sy weet, dit is waar klein vuurvliegies moet wees. Hulle moet by die huis wees. En dan, as die sonnetjie so opkom, dan kom mamma en pappa terug. Dan is sy bly. Dan kan hulle almal nou lekker slaap, want hulle is wakker in die dag. Nee, hulle slaap in die dag en hulle is wakker in die nag. En dan die volgende aand, net so voordat mamma en pappa uitgaan, dan toet sy haar lyfie. Kyk, nee, nog niks nie. Beteken sy moet nog by die huis bly. En dan as ouma kom kuier en oupa kom kuier, oupa vuurvliegie kom kuier en ouma vuurvliegie kom kuier, vertel hulle vir haar, sy is so spesiaal en sy is uniek. Is julle ouetjie spesiaal en uniek? Ja, wat dink julle maak julle spesiaal en wat maak julle uniek? Ja, ons is verskillend. Nou, ons almal is verskillend. Nou, almal vertel vir haar, o Betty, jy is so spesiaal en jy is so uniek. En sy wonder, wat is dit wat haar spesiaal en uniek maak? En sy dink toe, miskien is dit omdat haar stertjie dalk gaan meer skyn, helderder gaan skyn as enige iemand anders se stertjie. Dis hoekom sy so hard oefen om haar stertjie te laat skyn. Elke aand as mamma en pappa vuurvliegie uitgaan, dan probeer sy dan nog niks nie. En een aand gaan mamma en pappa uit en sy probeer weer so hard op haar hardste en sy probeer en sy kyk, so bietjie blink. Dit skyn net so bietjie. Sy dink as hy meer oefen, gaan hy harder skyn en helderder skyn. En sy oefen daai hele nag. En toe mamma en pappa terugkom, toe skyn haar liggie al baie mooi. En mamma en pappa stap daar in en die hele huis is sommer so helder. Hulle sê, Betty, een van die dae kan jy saam met ons uitgaan. Dit het haar baie opgewonde gemaak. Want sy was so opgewonde om vir almal te wys, sy is spesiaal en uniek, omdat haar stertjie helderder gaan skyn as enige iemand anders se stertjie. En sy het nog vir so dag geoefen, en die volgende aand, toe dit so skemer word, toe sê mamma en pappa, Betty, ek dink jy's reg, jy kan saam met ons gaan. Sy was so opgewonde, haar het so geklop, sy was so opgewonde, en sy vlieg by daai deur uit, en sy sit haar liggie aan, en hy skyn, hy skyn so helder, maar toe sy buitekant kom, toe skyn almal sin so helder. Mamma en pappa sin skyn, en haar boetie se liggie skyn, en al die ander klein vuurvliegies, wat net so klein is soos sy, hulle liggie skyn ook. En dit skyn net so helder soos haar liggie. En sy probeer hard, nee, dit skyn net nog so helder soos al die ander vuurvliegies se liggies. Haar liggie het niks helderder geskyn as enige iemand anders se liggie nie. En sy het rondgevlieg en sy het maatjies gemaak met ander klein vuurvliegies. Sy was toe nou nie meer 'n baba nie. En almal se liggies het so helder geskyn en toe kom die sonnetjie so op, toe is dit tyd om huis toe te gaan. Sy kom by die huis, maar sy is nie meer so opgewonde soos wat sy was nie. Sy kom in die huis en mamma en pappa sê, en nou Betty,
Het jy jou eerste dag uitgeniet? Sy sê, ja. Sy sê, en hulle vra vir haar, was dit so spesiaal soos wat jy gedink het dit gaan wees? Sy sê, nee. En hulle vra vir haar, nou Betty, wat is fout? Het jy nie jou eerste dag buite geniet nie? Almal kon sien, Betty was nie lekker gewees nie. Sy sê, ja, dit was lekker, maar sy is nie spesiaal nie. En sy is nie uniek nie. En mamma sê vir ma, natuurlijk is jy spesiaal. Sy sê, nee, ek is nie spesiaal nie. Ek is nie uniek nie. Ek het net gelyk soos enige ander vuurvliegie. Niks van my was anders nie. Ek het gedog my liggie gaan helderder skyn as almal van hulle sin. Maar hy het nie. Almal sin was dieselfde. Ek is net soos enige ander vuurvliegie. En dit het haar hartjie baie seer gemaak. En mamma sê, maar jy is nog spesiaal en jy is uniek. En die feit dat ons uniek en spesiaal is nie altyd hoe ons lyk nie. Jy het nou vir ons gesê, dit is omdat ons naam anders is, na? Nou, ons het 'n Chanel in die kerk. Daar sit 'n Chanel in die kerk. Nou, dis jammer, jy het nie hier voorkom sit nie. En daar agter sit nog 'n Chanel. Het jy geweet, ons het 2 Chanels in die kerk? Nou, wat as mamma vandag besluit, sy van die ander Chanel huis toe? Dink jy dit gaan werk? Chanel? Waar is die ander Chanel? Sy is ook hier so iewers. Ja. Kyk hoe naby sit hulle nog. Ek dink julle moet sommer gou op plek ruil. Dink julle mamma gaan weet sy die verkeerde Chanel? Of die ander regte Chanel? Daar was nie 'n verkeerde Chanel nie, dis net die ander regte Chanel. Dink jy mamma gaan weet? Maar, jy en jou sussie is baie spesiaal. Het jy geweet Chanel en haar sussie Lamey is 'n tweeling? Het julle dit geweet? Hulle lyk nie dieselfde nie, maar hulle is 'n tweeling. So dit beteken hulle is op dieselfde dag gebore, né? Ja, hulle is op dieselfde dag gebore. Nou, dink jy mamma raak ooit deur mekaar tussen hulle? Nee, ek dink nie. Ek dink elkeen van hulle is spesiaal en uniek, né? Al deel hulle 'n verjaarsdag. Al is hulle baie spesiale sissies, dink ek, hulle is nog steeds uniek en spesiaal. Hulle het ons dieselfde naam en al is jy 'n tweeling en albei lyk presies dieselfde. Ek dink elkeen van ons is nog steeds spesiaal, want Betty se mamma sê toe vir haar, weet jy Betty, dis nie hoe jy lyk wat jou spesiaal maak of uniek maak. Dis nie dat jy dalk vinniger is as jou ander maatjies nie. Dis wie jy is wat jou spesiaal maak. Jy weet Betty, ek kon nie 'n ander vuurvliegie huis toe gebring het nie. Al kom kuier 'n ander maatjie by jou, dit sal nooit jou plekkie in ons huis vol maak nie. Al die vuurvliegies het dieselfde gelyk, maar mamma sou geweet het as daar 'n ander vuurvliegie by haar was, né? En sy sou Betty gemis het as Betty nie huis toe gekom het nie. Julle elkeen is spesiaal oor hoe Jesus hulle gemaak het. Daar's geen ander Lukas hier nie, né? Al kry ons 'n ander maatjie in die kerk met die naam Lukas, het sal nie Lukas wees nie, né? Al het ons 2 Chanelle in die kerk. Dit is Chanel 1 en Chanel 2, maar hulle is nie dieselfde nie. Hulle het net dieselfde naam. Hulle bly uniek. Nie omdat ons ander name het nie, maar omdat Jesus ons heeltemal anders gemaak het as enige iemand anders. Ons kan nie plekke ruil met enige iemand anders nie. Mamma gaan ons mis, en Jesus gaan definitief weet as ons nie op ons plek is nie, né? Hy het jou uniek gemaak en hy het jou spesiaal gemaak en jy het een plekkie in die wêreld en niemand anders kan daai plekkie volmaak nie, né? OK, julle ouetjies moet dit onthou wanneer ons by die skool is, né? Wanneer jy dink jy's net soos enige van jou ander maatjies. OK, julle kan julle glasies kom haal.